Baie welkom by die episode van Net Nog Enetjie. Daar waar jy is, luister gerus saam. As jy by die huis is, skink vir jou ietsiekie en luister saam, gesels saam, skree op die rekenaar, die radio, enige ding. As jy in die kar is, moet liefs net ietsie skinkie en ja, luister net lekker saam. Ja, dan vandag praat ons oor Iran en Israel en die oorlog wat dalk verby is of nie, niemand is lekker seker nie, as ons so kyk. En dan so 'n bietjie, daar's nou 'n afvaardiging in die FSA, nee, dit lyk of die Amerika hulle amptelike standpunte vir wat moet Suid-Afrika nou doen, dat ons terug in die verhouding kom. Bespreek dit so 'n bietjie en dan, ek dink vandag is 70 jaar van die Vryheidsmanifest. En die ANC sê hulle daverend geslaag met amper alles behalwe niks. Hulle gee hulle self 8/10. Hulle gee hulle self 8/10. So kom ons kyk wat kry hulle. So praat gerus saam. Net voor ons wegspring, baie dankie aan ons borgouder gewoonte, Uitspan Deli vir ons bierbekers. Dit sê los my volk en bier. Die van julle wat saam luister en nie saam kyk nie, dit sê los my bier en volk en my B2 bomwerpers. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Subscribe, like, gesels asseblief saam, stuur vir ons vrae. Gee julle insê, dis lekker as mense saam gesels en sê, stem julle saam, stem julle nie saam nie. Of as julle voorstel het oor waar julle dink ons moet gesels. Graag. Op vrede en vryheid. B2. So ons het verlede week ook verwys na die hele Israel-Iran konflik en daar was al redelik verwikkelinge gewees. Ons het gesien Amerika het betrokke geraak en 'n paar van hulle lekker nommers daai kant toe gestuur en goeders gebom en so aan. En nou is daar natuurlik al die sprake oor, okay, maar is die Iran vernietig? Wat het nou presies daarso gebeur? En toe was daar ook 'n aankondiging van 'n skietstilstand en dit het toe nie baie lank gehou nie en toe is eintlik niemand seker of is dit nou aan of af en wie bom nie en toe sê hulle okay meneer, ons gaan weer verder onderhandel en Trump het 'n kraswoord of twee laat val in sy verduideliking daarvan. Donald Trump het hom uit sy hare uitgewip. Hy het regtig, ja. Ja, so ons tans eintlik maar nog steeds redelik onseker. Ek dink daarom dit lyk of die gemoedere bietjie kalmeer is. So ek dink ons het daar 'n bietjie verder weg beweeg van die moontlikheid van die derde wêreldoorlog. Maar ja, waar staan ons sake tans? Ja, kyk, ek dink die derde wêreldoorlog gaan nie sommer die Midde-Ooste uitkom nie. Daar's te veel gereeld oorlog daar. So dit is net 'n voortsleepende Hunger Games situasie omtrent. Maar waar ons nou Dis presies wat Donald Trump gesê het, hulle fight nou al vir so lank, hulle weet nie meer wat aangaan nie. Presies dit. Onthou daai Trump sê die hele oefening wat basies Trump het gesê het, luister, ek stop hierdie kar as julle nie nou ophou beklei nie. En dit is pretty much wat gebeur het. So Amerika het Trump het die kar gestop. Hy het. Anders is baie Amerikaanse presidente voor hom wat gesê het, hulle gaan. Ek gaan die kar stop. En die kar het nie gestop nie. Nee, hy het actually dit gedoen. So ek dink deur Iran met vitamines te gooi. Spesifiek vitamine B2 wat hulle getref het. Wat 'n moeilike. En wat doen vitamine B2? Dit haal al die Irane just is uitsonderlik goed vir kern, ja, vir jouself van radioaktiwiteit, ja, vir kernsiektes, jouself bevry. Dis kernmedisyne. Kernmedisyne. Dis 'n hele veld. Dis 'n hele veld, is al daai goedjies as presies dit. So nee, dit ek dink die skok kom in by dis net weer daar's 'n nuwe sheriff altyd. So Iran het baie duidelik Iran verryk, of hulle dit geskuif het of nie is nie naaste by so belangrik soos die feit dat hulle nou weet die enige tyd kan goed net ontplof nie, want daai vliegtye het van Missouri in Amerika af opgestyg en niemand weet waar hulle is nie, want dit is nou stealthgoedjies en die volgende ontplof 3 kernaanlegte 600 voet hulle onder die grond. So dis nie 'n lekker ding as jy nou daar sit en jy's 'n wag op nagskool en die volgende oomblik Jy het nie as jy dreig gehoor nie. Jy is besig met jou koffietjie maak, jy wil gewoon maar net dan dink jy nou moet ek hier in die verslag sit. Dis nou sleg. Dit kan nie lekker wees om daai na Iran se verslag. Presies dit, maar die kennis is meer dit sê Amerika is heeltemal bereid om hierdie te stop met mag en dit het Iran bietjie tot wekroep gegee. Die ander ding wat gebeur het wat interessant is geen van Iran se bondgenote was regtig ongelukkig nie. Ons het laasweek en niemand eintlik van Amerika se vyande ook as sulks, wel selfs Trump se interne vyande. En ek dink Iran het daai boodskap so 'n bietjie gekry. Wat is Amerika het ons gebom en die reaksie was op die beste aan ons kant het gegaan. Is baie lelik. Hou so aan. En ek dink al die ander lande besef still back, seal back. Presies dit. En dan jy maak Rutte wat glo nou vir Trump 'n boodskap gestuur het wat sê baie dankie. Nee, ons kan dit nou nie amptelik
goedkeur nie. Verstaan, hulle kan Maar nie doen nie, dankie. maar dit voel vir my baie keer soos Amerika het in hierdie stadium sy eie vuilwerk gedoen. Hulle praat baie van proksies in die Midde-Ooste, soos Israel moet iemand anders se vuilwerk doen. En Israel dink ek is baie keer heel okay daarmee om hulle oorlog voort te sit. Die ding met Donald Trump vir my is, hy het gesê luister, skietstilstand en toe Iran moes nou rou missiele per ongeluk Skiet wegkry. hulle laas. Ja, maar dit is Dit was 'n ongeluk. Die Dis ding is ons vir het my- 'n paar hoor, ons gaan dit gou hulle doen en dan Ja, ons hy is opgestart. Die ding met Donald Trump is jy weet nie wat hy gaan doen nie. Hy het gesê dis 'n skietstilstand, moet nou nie. Ek waarsku nou vir julle. Ek stop hierdie kar. Ek stop hierdie kar. En van tevore is mense so ek gaan nie rarig nie. Almal weet hy gaan nie rarig nie. Die ding met Donald Trump is jy weet rarig nie of hy gaan nie. Ja. En hy het al. En Soos hy het wat, al. Ja. ons het al gesels oor Noord-Korea. Weet hy het toegang gehad Hy is tot ingenooi. Noord-Korea. Hoe kry jy dit reg? Dis omdat hy so onvoorspelbaar is. Dit paradoksaal die feit dat niemand weet wat hy gaan doen nie maak die wêreld 'n veiliger plek want as jy nou dink China kyk na Taiwan en dink Jesus kan eintlik soos in 'n naweekie plek vat en dan stuur hulle Maar gaan ons. dan kom hulle vir hulle spioene in Amerika luister as ons Taiwan vat wat gaan Amerika se reaksie wees en dan kom dit terug 1 ons weet nie 2 kernoorlog en dan wat bedoel jy hy sal tog nie 'n kernbom gooi nie ons weet regtig nie. Dis die hele Daar's 'n ding. kans. Daar's met Donald Trump is daar 3 opsies. Dis ja, nee, Ja. onseker want ek dink Presies nie eers die mense in sy binnekring is altyd heeltemal seker nie. So as hy tweet dan of truth, dan moet jy dink, okay, hy het dalk nou besluit. Ja, wel- Ek het vir jou gesê nie, maar dit is wat hy besluit het. Jy weet ook nie as jy nou Oekraïne kyk. Sommige dae gaan hy by Vladimir, hierdie is baie lelik en die dag van na is ek kom in met vitamiene. Jy gaan so sukkel. Watch hierdie spasie Met my kernmedisyne. met my Dit kernmedisyne. moet dalk vir Rusland Presies ook 'n bietjie van 'n waarskuwing gewees Dit het. maar dit is die ding is hy stuur dit oor. Kyk ek dink die hele wêreld is half uit konsensus oor die feit ons wil nie hê Iran moet 'n kernwapen hê nie. Hoekom nie? Hoekom moet Iran nie 'n kernwapen hê? Dis min mense wat vir jou reg het sê wat hulle gaan doen met 'n kernwapen, maar Iran doen. So hulle gaan basies ons gaan 'n bom bou en dan gaan ons Tel Aviv vernietig. Soos nie hulle maak seker grappie. Nee, ons gaan 'n bom bou, dan gaan ons Tel Aviv vernietig. Ja, maar dan moet mense nou verstaan hoekom Israel ongemaklik is met die bombou. Ja, ek kan dit ook ek begryp dit, maar wat belangrik is op 'n metavlak is Israel het ook baie veglustig geraak teenoor Iran spesifiek. Hulle is al ruk lank lus vir oorlog en ek dink ons verloor daar uit die oog uit. Is ja, Trump het Iran se kernbom gestop, maar hy het ook Israel gestop om verder te gaan met die oorlog en hy het beide kante toe gegaan. Hy het so 'n bietjie vir Benjamin Netanyahu in die weg geruk. Mense kry gevoel hy's 'n bietjie geïrriteerd met sy vriend hy is Benny en vir hom gesê luister, ons het mos nou gepraat hieroor. wat is die? Ja. Wat is die? Presies dit. So dit dis hoekom hy uit beide kante toe en ek dink dis wat Iran raak gesien het ook is. Dit is nie iemand wat net vir Israel gaan back al doen hulle wat ook al hulle wil nie. Hy het baie duidelik vir hulle uitgestip toe dat die ou skietstilstand gesê het begin 12:00 en toe so stout kinders doen hulle die klassieke net nog een episode. Daai situasie, jy verstaan wat Gaan nou die lig af. as jy sê sit af die iPad dan soos hulle loop. Ek klom nog al die pad. So dit is maar wat gebeur het. Iran het baie power reaksie en dit lyk of dit is een van daai teater missiele wat hulle basies van Amerika laat weet. Luister ons gaan op julle skiet 8:15 môre aand. Wat baie belangrik is. Pas dit julle. Pas dit julle. Ons kan dit skuif. So dis baie belangrik dat ons julle nie raak skiet. Het julle die boodskap gelees? Het jy presies dit. So, verstaan jy? Ons gaan 8:15 môre aand. Okay. As skiet hulle 6 missiele wat heeltemal te min is om enigiets regtig reg te kry en dan gaan hulle op media. Kyk hoe skiet ons op Amerika. Daar vlieg hulle, julle kan hulle sien. Dit so. Hulle is weg, maar dit maak nie saak nie, ons het gereageer. Nou is daar skietstilstand, dit is amper ongehoord. En dit is ek dink die toonbeeld van Trump se buitelandse beleid. Is dit moenie werk nie, maar dit doen. En jy verstaan nie hoekom Jy nie. verstaan nie hoekom nie, maar dit doen. Dit op 'n manier werk dit. Maar jy praat van 'n skietstilstand, Nico, is daar vrede? Mense het opgehou om mekaar te skiet, maar is daar vrede? Nee, ek dink is al enige plek regtig werklik vrede. Ja, Maar, okay, dis interessant. Al so lank wil hulle vrede hê. Nee, mens Wil hulle 'n punt bewys? ek weet nie, ek dink eintlik soos ons het nou gesê dit deur Amerika was het ook gedien as 'n show of force en vir die res van die wêreld gewys oor die maar onthou net ons het hierdie goedjies en Ja, dit is bietjie soos 'n wapen. We're not afraid to use it. Regte wapen. friendly- Ongelooflik waaroor die Amerikaanse weermag
beskik. 'n friendly plane 'n wave. friendly plane wave. Dit was nie so friendly geweest nie. Maar ja, ek dink nou regtig nie mense kan verwag dat daar nou reg ooit vrede sal wees Ewe reg skielik. deur alle streke en dat almal net mooi oor die weg gaan kom en iemand 'n koek bou en almal daarvan eet en so aan. En vir Iran is hulle nie nou bietjie soos 'n gekweste buffel, hulle is nou kwaad. Ek bedoel hulle is eintlik bietjie in die verleentheid gestel. Hulle het gespot met hierdie aanleg wat hulle het en wat hulle nie doen nie of wat hulle kan doen. En nou het hulle letterlik pak slag gekry. Of alles nou vernietig is of nie, ek dink dit is nie die punt nie. Die punt is dat hulle skade gelei het. Ja. En dit is op 'n politieke vlak het die leierskap moes skade gelei het. Ek bedoel die Ayatollah moet vandag daar sit en dink wat volgende. Dit kon nie vir hom lekker gewees het nie. Nee. So hulle kernprogram is teruggesit, so wat nou? Daar as 'n hele paar stoele ook leeg nou, want Dit is so- Israel het eers ingegaan en die generaals uitgehaal en toe kom Amerika en al die kernwapens uit en toe sê hulle okay, ons kan nou oorlog hou as julle wil, maar sonder hierdie kan dit nie vir julle goed gaan nie. So Maar is 'n verswakte Iran nie 'n gevaarlike Iran nie? ja en nee. Is tot dusver is die ervaring dat Iran wat sterker word nie lei na vrede nie. Iran wat sterker word lei na meer veglustigheid toe en dan befonds hy Hamas en Hezbollah en probeer die streek onstabiel maak Want dit is wat die VS bekom, hulle praat van staatsgeborgde terreur, want dit is wat Iran doen. So 'n verswakte Iran is 10-1 veiliger. Gaan daar vrede langtermyn wees? Nee, daar sal altyd daai geopolitiese spanning wees tussen die twee lande. Maar gaan vir nou daarom vir 'n Ja, maar is dit nie kan al hierdie goeders ons het laas ook van gesels oor een van die moontlike uitkomste is regimeverandering. Is dit iets wat bietjie meer waarskynlik nou al lyk of nog nie regtig nie en ek meen sal dit soos ons gesê het, dis eintlik meeste mense in Iran stem nie eintlik saam met hoe goed nou gedoen word nie en ons gesels oor die hele islamitiese teokrasie ding en Daar was opstande ook die afgelope ruk in Iran. En dis hoekom ek vra van 'n gekweste Iran dat hulle gaan hulle woede op iemand moet draai. Gaan nie op Israel kan wees nie, gaan op die VS wees ja, nie. ons gaan dit op hulle eie So gaan dit op hulle eie mense wees. Maar ek vermoed dit is ook waarom hulle so vinnig vir die vrede gegaan het. Is want hulle het besef ons het binnelands moeilikheid nou. Ons gaan Ja, binnelands het En hulle buitelands. konflik en Ja. van buite af word dit al So, as dit is jy- letterlik nou van alle Dit is van kante. alle kante af, so ons gaan eers net binnelands nou weer probeer uitsorteer want hulle is maar 'n bietjie op 'n vuurhoutjie boksie daar is amper wat reg is om te ontplof te. Ja, maar die Midde-Ooste is 'n vuurhoutjie boks. Hy is absoluut. So dis een van daai weird goed is ek dink Iran gaan nou intern fokus, maar hy's vir 'n rukkie, hulle gaan nie Hezbollah kan befonds nie, hulle gaan ook nie Hamas kan befonds vir 'n rukkie nie. Dit is nou eers bietjie stil en daar is meer vrede in die Midde-Ooste. Vir 'n ruk. Ten minste, langtermyn vrede het Trump ook gewys, hoe doen jy dit? Sy vorige termyn met die Abraham Accords wat net is, jy begin handelsbande bou met die ouens en dan raak dit vir my meer lonend om met jou handel te dryf as om jou te bom en jou goed te vat. En Iran is nog ver weg van dit met Israel sluit daar wel. Vir ons plaaslik is dit wel, ek is bly dit was net 12 dae, want die ANC het nie eens kans gehad om te reageer nie. Hulle is enigiemand wat Hulle is al besig om die media verklaring op te stel. Los dit nou, dit is nou verby, moet hulle nie herinner nie. Daar's 'n kans dat Vakile nog steeds sit. Hulle het so 'n bietjie gesê ons hou nie van Amerika nie, maar hulle kon nie regtig enige reaksie gee nie want ons weet niks gebeur in 12 dae hier nie. Maar ons Die oliepryse daarom weer. uitweek al meer. Ja, dis goed vir ons. Redelik vinnig. Ja. Ja. Nee. So iets wat dan nou wel ook gebeur het die afgelope 12 dae was nog 'n afvaardiging wat daar in die VSA was. En dit was dan nou Dr. Theo de Jager van SAI en Dr. Corne Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus en dan Gerard Papenfoos van die werkgewersorganisasie NIASA. So hulle het gesê hulle het ook hierdie sendings uit onderneem om dan ook nou net self bietjie te gaan vasstel en nog bietjie verder te lobby vir die Afrikaners se saak. En ja, hulle het dan nou baie onlangs 'n ding uitgestuur en gesê kom hulle nou met hierdie verteenwoordigers ook daar by die Withuis vergader onder andere die visiepresident se kantoor en dan van die veiligheidsrade en goed en gesê okay, maar Amerika het dit daar die administrasie het dit daar en hulle duidelik gemaak. Daar is 4 goed wat gaan moet gebeur as handelsbetrekkinge op herstelpad moet kom en so aan. Normaliseer word. Dit is alles goed waar ons al gepraat het. Dit is dan nou die klassifikasie van plaasaanval as 'n prioriteitsmisdaad, duidelike veroordeling van Kiel de Boer en dan geen onteiening sonder billike markvergoeding en vrystelling van FSA entiteite van swart ekonomiese bemagtiging. Ja. Daar was baie vrae in die afvaardiging gewees, onder andere een van die vrae was hoekom hinker Julle terug. julle die hele tyd terug na die toekoms, terugverwysings na apartheid en Dr. Corne Mulder onder andere het nogal vir hulle vasgevat Ja. daarmee. Wat Ja, het ja. hy gesê oor hinker
wit mense of Afrikaners terug na apartheid. Ja, hy het 'n goeie voorbeeld gebruik en gesê maar sy nuutste jongste kleinkind is 'n maand terug gebore en hy gaan betaal vir wat destyds gebeur het. En verduidelik dit is 30 jaar na apartheid, maar nog steeds gaan hierdie kleinkind van hom moet boet vergoed al is hy net 'n maand terug gebore. En net gesê, verstaan, hierdie benadeel almal. Nico het gekom van 'n swart Amerikaner wat gepraat het van nou swart Amerikaners is 'n minderheid in die VSA, amper soos wat wel nie amper nie, so wit Afrikaners of Afrikaners in Suid-Afrika is ook die minderheid. So mense kan dink miskien het hy bietjie meer begrip vir die beskerming van minderheidsregte want in die VSA het die swart minderheid het baie regte opgeëis. Is dit iets wat hulle nie wil deel met ander minderhede nie? Of is dit anders? Nee, so 'n bietjie anders, maar dit kom neer op die daai seksie Amerika se denke amper dit baie aan ons met interseksionaliteit, maar dit kom basies neer op hulle sien die hele wêreld net in terme van ras. En dan as jy nou kom met 'n komplekse plek soos Suid-Afrika, hulle sê ja, selfs die wit mense hier hou nie baie van mekaar nie. Ons het verskillende wit bevolkings wat nie baie van mekaar nie. Ons het baie verskillende swart bevolkings. Dit pas net nie, want in Amerika is almal Amerikaners en dan soms is jy African American, soms is jy iets anders, maar eintlik is hulle dieselfde kultuur, maar daar's 'n baie duidelike skeiding op jou velkleur is 'n goeie aanduider watter kultuur jy is. Waar by ons is dit nie so nie. Jou velkleur is nie wat 'n kultuur jy is nie. En hulle doen net die ou klassiek as jy 'n hamer is dan lyk alles soos 'n spyker situasie. Is wel alright. Is so swart mense en wit mense. Obviously is dit presies dieselfde as hier by ons. So met ander woorde. Dit het geplak word. Ja, dis die dinge. So dit sê, okay, obviously is dit dieselfde verhouding. So die swart mense word onderdruk en die wit mense is in beheer. Ten spyte van die feit dat dit leiderig omgekeerd is ons is die demografiese minderheid en swart mense is in beheer van alle politieke mag in die land. Connie, wat die ANC sê is die ekonomie is nog steeds in die hande van wit mense. Okay. So wit mense is dalk die minderheid, maar hulle besit alles in hierdie land. Is dit korrek? Nee, dit wel dan al wat is besit. Alles, grond, ja. die JSE. Daai wit ou moet die res van ons ook iets gee van ek dink nie ons almal besit alles nie. Nee, kyk, dit kom uit. Dit is julle twee. Dis onbewus, dis so daar's dalk ja, kom ons sê as jy na die rykes kyk, hulle sê altyd die gesig van armoede in Suid-Afrika is swart. Dis waar, maar die gesig van welvaart is ook swart deesdae. En dis ook ryk, dis goed. Al daai goed kom uit ANC propaganda uit wat mense gesluk het, wat hulle destyds moet gesê op die JSE. Wat mense besit 70%. Maar dan die sterretjie fynskrif wat sê maar dit is slegs individuele besit, dis soos 3%. Die ander 97% van die JSE word deur pensioenfondse, beleggingshuise, maatskappye ensovoorts besit met die grootste enkele aandeelhouer in feitelik alles op die JSE wesende die GPF, die regeringspensioenfonds. Nou jy kan sê hy is wit, maar as jy kyk na die staatsdienste pensioenfonds, dis nie wit mense wat baat by daai fonds in elk geval alleen nie, dis duidelik die meerderheid swart. Maar dit is een van daai goed van nou nie dat feite inmeng met 'n lekker storie hier nie. So vir die ANC, dis al ongerieflik om nou te erken dat eintlik is meeste van die ekonomie in besit van die staatspensioenfonds en ander pensioenfondse en die arbeidsmag wat oorweldigend swart is. So ons gaan na 3% van die JSE kyk en sê, dis waarom ons moet transformeer. Hulle het dieselfde gedoen met die grondbesitting. As hulle daar gesê, ons gaan 'n grondaudit doen op alle grond in Suid-Afrika, 120 miljoen hektaar. En toe gaan hulle maar sterretjie. Spaar sterretjies. Ja, spaar sterretjies altyd, ja. Maar ons sluit alle trustgrond, alle staatsgrond, alle grond in besit van maatskappye, alle grond in besit van korporasies ensovoorts uit. Saam met dit alle grond in stedelike gebiede. Ons wil nie dit tel nie. Wat bly oor? Wat oorbly is landbougrond in 'n individu se besit. Dis waar ek besit 'n plaas, net ek. Ek alleen, ja, as ek dit in 'n vennootskap doen, dan het ek nie getel nie. En daai het hulle dan gaan letterlik op vanne meet. So dis jy gaan van 120 miljoen na ek dink hulle so 30 miljoen hektaar uiteindelik na gekyk. En hulle kyk dan na daai 30 miljoen, dan tel hulle vanne, dan gaan hulle van 'n Merwe wit. Matlala swart. Hulle het so besluit. Hulle moes dit kyk. Dan het hulle 'n paar wonders gehad, as dit soos Botha, is nie seker nie. Onseker. Ons gaan vir wit. Nee, en daar's wit Cornelisens, daar's bruin Cornelisens. Dis die ding, ek weet nie, is presies dit. Daar's 'n paar as hulle Adriaanse of iets in daai rigting tref, want hulle het alles uit gaan witmerk wat nie duidelik swart is nie. En toe het hulle daai syfer wat ons al gehoor het wat sê wit mense besit 70% van die land. Maar daar's twee probleme hiermee, is een baie groot sterretjie. Nee, jy kan sê dis moontlik dat wit individue die meerderheid van die landbougrond in individuele besit doen, waarvan die meeste van daai plase in die Noord-Kaap is. So dit sê weet jy hoeveel grond het jy in die Noord-Kaap sit om 'n
volhoubare boerdery te bestuur? Nee, ek weet nie. Ek boer nie. Dis nie in die 1 of 2. Ek sê, dalk dis nie nie 1 of Dis nie 1 of 2 hektaar. Nee, dis baie. Want dis die tweede probleem met hierdie argument. Dis 'n baie eenvoudige argument wat gaan asof 'n hektaar in Gauteng dieselfde is as 'n hektaar in Natal, dieselfde as 'n hektaar in die Noord-Kaap. En dit sê Gauteng is 4% van die land se oppervlak, maar 28% van die bevolking en oor absoluut meeste van produksie en die BBP kom uit Gauteng uit. So die persentasie speletjie is cute, maar dis nie hoe grond werk nie. As jy kan 1000 hektaar in die Noord-Kaap besit en dit sal minder werd wees as 'n 100 hektaar plaas in die Oos-Kaap of in Gauteng of in Natal waar met reënval. Maar okay, so dis die sienings van die ANC en is hierdie simpel feite wat president Ramaphosa nou gister weer begin herhaal, hou aan met hierdie idee dat die ekonomie is volledig nie in swart hande nie. Swart mense eintlik, en dit is ongelooflik jy dit reg kry, jy staan daar as 'n swart miljardêr wat baie duidelik gebaat het, jy's president van die land, jy het vol beheer oor die weermag, oor die polisie, elke liewe effenvorm van staatsmag is in jou besit en jy hou 'n lang toespraak oor hoe jy 'n slagoffer is. Maar jy's vol op Dan beheer. begin dit vir my voel jy kies dan om 'n slagoffer te wees. Jy doen, want dit is baie loon. Maar hoekom sou jy Dit is Hoeveel miljarde het jy nodig hulle sal vir jou om nie sê. meer soos 'n slagoffer te voel? Nee, ek Nee, dink ons is genoeg nie. nog 'n paar. Jy het nou verwys na die Vryheidsmanifest wat nou 70 jaar oud is? Is dit Ja, 70 jaar? ja, dit is vandag dan nou presies 70 jaar en dis natuurlik destyds in Kliptown Soweto opgestel en onderteken en goed en die hoof ding wat daar gesê is was dan nou Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin bly. So dit is nou nog interessant om te kyk 70 jaar later hoe die motortjies verhang is en so aan. Wel, daar staan ons president 'n swart miljardêr. Ja, en dan ek weet soos ons nou gehoor het, was daar weer eens Amerika wat gesê het, dan kan maar julle vir ons hierso vrystelling van ons entiteite moet gee van die ECB en toe was dit juist Ramaphosa het toe nou ook vra in die Nasionale Raad van Provinsies geantwoord en daar was 'n DA-LP van Limpopo wat dan vir hom gevra het, hoorie maar jy was nou onlangs in die FSA gewees, jy het daar met Trump gesels. Ramaphosa het nou nog na die tyd snaaks grappietjies gemaak oor die ligte is daarmee af, né? So daai definitief hy het bietjie getrauma dan. Daar so Ek dink dit is baie trauma. Ja, Om nee, nie meer beerdkrag in hierdie land kry nie. Ek dink sonder Ramaphosa is net so die ligte in hierdie land bly aan. Ek weet nie wat julle doen nie. ja, Niemand so het hy daai duidelike blywende indruk gemaak. En toe vra dit, okay, maar jy het nou eintlik daar in Amerika gehoor julle gaan bietjie iets hier aan julle ECB moet doen vir ekonomiese groei en hy het onlangs weer eens gesê mens kan nie die twee goeters om te sê okay maar as ons ECB wegvan dan gaan die ekonomie groei nie, dit is volgens hom glad nie die waarheid nie en dit gaan nie gebeur nie. En ja, en toe gaan staan hy nou weer daar en sê oor swart ekonomiese verwagting, hy het sommer net gesê ook dis nie eintlik waar hulle gepraat het in Amerika nie, dit gaan om die verhouding weer te herbou. Maar ek meen hier is een van die komponente en hier hoor ons dit nou duidelik uit Dit is die goed wat Amerika weer eens gesê het oor die rasgebaseerde wetgewing en ons het wel gesien dat daar bietjie veranderinge begin maak is rakende Elon Musk Starlink en die moontlikheid om dit hier te kry. Ja, ek dink die Vryheidsmanifest gee vir my toenemend Animal Farm vibes. Want die Animal Farm begin met all animals are equal. En dan eindig hom later, but some are more equal than others. Groot sterretjie. So hierdie is nou maar was, Afrika behoort aan almal wat daarin behoort, wat daarin bly, wit en swart. En ons het nou die sterretjie by, maar so bietjie meer aan swart mense. So die ANC dit sien en dis wat hy nou passievol En verdedig. nou gaan dit verder kon net so 'n bietjie meer aan sekere swart mense. Dit is- Want die dit- Vryheidsmanifest sê ook the people shall govern. Presies The dit. people are not governing. Nee. Hier's 'n handjievol uitgesoekte elite op Wat meneer Zondo se lys wat vir jou sê wie govern. ja, dit is ek dink die ANC doen daai 10-1 as hulle doen net so die ou mix and matches. Alright, hoe sal ons 11 is op? Wel, MK het dit definitief gedoen. Okay, Zondo, jy's nommer 4 op Zondo, maar jy 6 hier, so ons gaan jy moet Jy moet opskuif. bietjie opskuif. Jy's hoor op die staatskaart. Dit is belangrik dat jy hierdie kant bietjie gelig word. Jy's ervare. Ek presies dit. Wat wel belangrik is van die afvaardiging en die feit dat hulle daai Amerikanale amptelike hierdie 4 goed is ek vermoed die vergadering was basies die boodskap aan hulle is luister ons is nou 'n bietjie besig met Iran en so voort. So julle uitsorteer is laaste op die lys, gaan hulle phew, dankie tog. Kom uit. Maar dis steeds op die lys. Nee, Ek het nie van julle vergeet nie. Ek het nie vir julle vergeet nie. Nee, en alles Getting wou- to you. Ja, Trump presies. ons gaan mos nou maar sien of Trump hier na toe kom in November wanneer die G20
beraad is. So ek dink dalk kan dit Ja. ek meen Ja, is maar net 'n nou paar weet ek maandjies nie weg. wie wil ons hê hy moet kom nie. Nee, hy het nou energie. Solank hy net in Air Force One kom eerder as in een van sy vitamine vliegtuigies, is dit fyn. Maar ek dink wat wel gaan gebeur daar nou by die G20 en Lessenskaal, Cyril gaan dalk ook die ligte afsit en dan gaan hy 'n SARS video speel wat sê soos ons het hierdie brug gebou so en Maar die SARS video's is dan fantasties. gaan hy sê soos As Suid-Afrika se stap oor die SARS brug. video was, Nico, was ons koppe deur. Ja nee. Ek stem vir 'n SARS video vir meneer Brown. Dalk wel. Ja, kom ons kan dit. Hierdie is wat jou belasting. Ek sal seker wat anders jy vir hom gaan wys. Ons het golfbane vir dae. Ons het Ja, ek seker hy sal Daar kan vliegtuie land op ons golfbane. hy sal die inwerk daar dink ek. Ja. Nee, ek is Hy seker safari met 'n Joanne. Hy het nie van ons vergeet nie. Hy's net baie besig nou. Hy het net gou eers sy kinders uitsorteer en net die rem getouch en toe luister al twee. En nou is dit maar die kar is op pad hier dan. Die kar is op pad. Ek dink ons moenie dink die druk gaan minder raak nie. En van die vereistes wat hy gestel het, Suid-Afrika behoort eintlik 'n non-starter te wees om net jy moet al vir die goed net outomaties doen. Dis logies. En waarom sal jy 'n minderheid wat uitgemoor word nie ernstig opneem nie of ek bedoel net as jy dit kan wys. Tweede een is hoekom sal jy openlik wil sing ek wil mense doodmaak oor enigiets en inteendeel daar was een liedjie gewees in Natal wat gesing het oor hulle buitelanders wil doodmaak en die ANC het tot dit neergedaal soos 'n swanger gaans en daai uitgesorteer onmiddellik. Nee, soos binne 'n week toe sien Ek weet nie hoe dit lyk nie. nee, wees bly. Dis rof. Ek was al aan die verkeerde kant van 'n mamma gaans. Maar dit kom neer op hulle het neergedaal. Die Menseregte Kommissie het kar op kar. Hulle het verskeie sterk bewoorde briewe geskryf. Maar dit is uitgesorteer binne soos 'n maand. Want hoe durf jy sing om 'n sekere groep dood te maak? En dan volg jy dit op met Julius wat net aanhou dit doen. Eiendomsreg is ek kan nie verstaan. Figuurlik gesproke kon nie. Ek hoor. En wanneer sy ondersteuners uitfigure wat 'n metafoor is, sal ek dit glo. Tot dusver dink ek nie dis so nie. Dan eiendomsreg is net dis 'n no-brainer. Is natuurlik kan jy nie mense se goed vat nie, dan gaan hulle dit nie hier kom los nie. Dis soos les 101 van as jy selfs jy 'n diewel wees is, as dit openlik mense se goed hier vat, dan los hulle dit nie meer nie. So ek moet net 'n bietjie vat. En dan BE, ons het nou 30 jaar. Ons weet dit werk nie. Ons weet dit gaan nie aan die gang nie. So al vier die goed behoort in vir enige redelike mens baie vinnig en maklik te wees en dan is die verhouding met Amerika ten minste herstel. Ek vermoed ons gaan nog so bietjie pyn vat helaas want die ANC weier. Maar die feit dat Amerika die druk toepas en aanhou toepas sê ek dink ons moenie jou kop laat sak nie. Kyk op, daar is dalk nog lig op die horison in Of die 'n woorde. swanger gans of 'n Presies dit. In die Ja, woorde weer van insluiting. Joshua na die reën. Daar's 'n lig op die horison wat nie gedim word nie. Maar die vuur brand. Maar die vuur brand. Maar ja, so. laat die vure brand. Laat die En op vuur- vryheid of vrede. vrede en vryheid.